Bring net by die Here. Jesus. Bring aan open vir ons met gebed asseblief. Open met Open gebed. vir ons met gebed asseblief. Ons Here God en Hemelse Vader, en deze morgen sê ons vir die baie dankie dat ons weer vir ons verondering met die eerkomst in mekaar kan kom. Ek bid vir die boodskap wat hier sal uitgaan. Ek bid vir hom, op wie die Gees geleid om die woord te bring, en dat hier niks hier sal inkom wat Ja, stem saam, Jesus. Asseblief, Here Yes, Lord. Sien alles wat hier sal geskied, Jesus. vir hom wat het sal bring, elkeen wie nog op pad is hier naartoe, en dat dit alles sal geniet. Tot eer vir die groot en heilige Dankie, en Here almagtige Jesus. naam. Amen. Amen. Kom ons staan op ons voete, ons maak die naam van die Here groot vir die prys. Sit gestel
basiti. Sianda. Kirianda basianda basiti. Sê die Here vanmôre vir jou. Dit sal net wees soos jy glo, sê die Here. God sê vanmôre, as jy nie kan glo nie, is niks moontlik nie. Maar as jy kan glo, sê die Here, is alle dinge moontlik. Rita, sê die Here vanmôre vir jou. Roep die dinge wat nie bestaan nie. Roep daai huis, Suster Selma gee vir haar sleutel, wat sy oopsluit. Daardie huis van jou begeerte. Roep het vanmôre. Sê vanmôre, Here, dit is die bedrag. Gee die Here die bedrag vanmôre wat ek het. Here, van hierdie bedrag gaan U vir my die deur oopmaak. Die Shandanda Basianda, Rusianda Basiti. Kom ons stem saam vanmôre. In die naam van Jesus Christus. Here, verskuif vanmôre berge, Here. Here, maak dat sal kom Jesus, dat God vir haar weggemaak het. Halleluja, gee die Here prys vanmôre, Rita. Loof die Here vanmôre. Dankie Jesus vir dit wat Sikandanda Basianda, sê die Here vir jou, hoor die susters, jammer salfie broer. Sê die Here vanmôre vir jou. Amen. Hoor die woord van die Here Bertie. Die duiwel beplan om jou handbrief vas te trek. Die duiwel is nie tevrede met die werk van die Here in jou nie. Maar God sê vanmôre vir jou, ek breek vanmôre elke mag van die duiwel, breek het vanmôre oor jou. Yes, in Jesus naam. Dankie Jesus. Om jou hier mekaar in dronk te maak, sê die Here. God sê vanmôre, ek breek daai band. Yes, dankie Jesus. Dankie Jesus. God sê ek jou verbreek van die drank. God sê vanmôre ek verbreek jou van daai drank, daai dronkheid in jou kop. Yes, Lord. Sê die Here van die heerskare, en sal kom getuig, sê die Here. Hoor mooi, wanneer die duiwel het begin, as sê die duiwel in die naam van Jesus, die Here het my hierdie Sondagoggend, hoeveelste is dit? 6ste. En die Here my vrygemaak. Yes, amen. Dankie Jesus. Maak jou vry, sê die Oh, Here. halleluja. Dankie Jesus. Alle eer kom met u alleen. Yes, werk met u. Dankie. Steek jou hande in die lig en eer my daarvoor. Steek jou hande in die lig vanmôre, sê die Here op. Ek gee my hande. Die Shandanda Basianda, sê die Here vanmôre vir jou Here. Met jy bereid was, sê die Here, om jou voete in die water te sit. Sê vanmôre gee die duiwel 'n knock-out. Want ek gekom en vir jou gesê, dit is goed genoeg het. Maar God sê vanmôre, wie ek geroep het, is goed genoeg, sê die Here. Yes, amen. Staan op jou plek, sit jou voete uit mekaar uit vanmôre. En sê, Here, ek staan. Ek staan in 'n val vir die Here. Yes, Halleluja. amen. Dankie Die Jesus. Shandanda Basianda. Sê die Here vanmôre vir jou, susters, jammer oor die woord van die Here. God sê, ek gaan jou bekleed met heerlikheid soos jy nog nooit ervaar het. Ja, Sê die Here, dankie God sê oor die woord van die Here, omdat jy bereid is om jouself te verneder. Ja, God sê, omdat niks vir jou te veel is, die offer nie. Sê God vanmôre, kom ek vir jou deur, sê die Here. En hierdie dorp sal sê, yes, amen. wat daar werk, soos 'n boy. God sê vanmôre oor die woord van Yes, die Here. Lord, dankie Jesus. Het jy die werk gedoen tot eer van my? Yes, amen. Dankie Jesus. Sê die Here. God sê oor die woord van die Here binnekort. Sê jy daar verbyloop en sê, joh, jy sien meer 'n grasie nie, want die spel is sade. Hier so 'n stene gelê. Staan die kerk, Dankie sê die Jesus, Here. dankie Jesus. Amen, amen, amen. Wat ek gaan doen is, sê die Here. Yes, halleluja. God sê, bid vir julle leiers.
God sê dat die Here hulle sal styf vasmaak. Ja, Jesus. God sê vanmôre as jy maar weet, die duiwel skop aan hulle deur om hulle moedeloos te maak, om hulle te laat voel, Here, dat jy my vergeet. Maar God sê wat 2 of 3 saam sê, Yes, halleluja. Dankie Jesus, dankie Jesus. En kom stap hier so en sê, Here, ons gaan vaar hierdie pragtige kerk. Dankie Jesus, dankie. Sê die Here van die Weerskaar vanmorgen, dankie vir hierdie gemeente. Nou gesê moet hy wandel, sê die Here. Wat sê omdat hy gehoorsaam is in elke woord wat hy ontvang, sal hy kry dat wat ek hom gesê het. Yes, amen. Sê die Here van die Weerskaar. God sê vanmorgen vir jou, vir hardes minnaar, ek maak 'n begeerte na siele in julle binneste. God sê julle sal sê, Job, ek kan nie nou gaan slaap nie. Daar's nog iemand wat ek moet bel. God sê ja, by die werk bel ons baie. Maar God sê jy sal bel. Want sal sê hoor hierso. Ek het jou mos genooi, maar ek nooi jou tweede. Ja, ek nooi jou derde en ek nooi jou vierde maal. Yes, Lord. God sê in die vierde maal, sê die Here, sal ek jou gebed verander. En God sal sê, en jy sal kom wys hier. En sê, hierheen het ek 4 keer verloor. God sê, ons moet hulle koppe laat draai, dat hulle sal sê, ja, Jesus. Hierdie mense het 'n behoefte om siele vir God in te bring. Sê die Here van die Weerskaar. God sê vanmorgen, nie angstig rondkyk nie, nie benauwd raak oor hulle wat gekom het en weggesê. God sê vanmorgen, ek het gesê, ek sal sif jou. En God het gesê, ek sal ek oorbly. Wat die woord sê, die Here. Bly jy net hier, sê die Here. Dien my in gees en in aard. En jy sal ervaar, dat ek jou God is van sê vir jou vrou. Sê God vanmorgen, ek draai my aangesig na julle huis toe, sê die Here. God sê vanmorgen, jou seun wat nog so 2 gedagtes het, moet ek of moet ek nie, God sê, ek gaan inspring, en ek gaan die Here dien, in gees en in waarheid, dankie, sê die Here van die Weerskaar vanmorgen. Halleluja, halleluja, dankie. Halleluja, halleluja, glo julle, die laat reën van God gaan neerdaal hier in die laaste jaar. Yes, Lord. Shandanda basi, anda basi, kanda basi, anda basi. Halleluja, halleluja. Vanmorgen sien ek hulle sê, die kaart dat jy by die bank gaan koop, gaan verdwyn in Suid-Afrika. So wat is die volgende ding, die merk? God sê vir my, dra jy net my merk. En ek sal jou deurkom, sê die Here. Jy sal die laaste daar moet erken, dat God red, God maak vry. God sorg vir die mosies, veel te meer sorg vir jou sorg. Yes, amen. Sê die Here van die Weerskaar vanmorgen. Halleluja, broeder. Here, baie dankie, Koning Jesus. Dankie Heilige Gees dat jy in ons midde is. Ja, dankie Here dat jy vanoggend met elkeen van ons vanoggend. Yes, Lord, bemoeienis met ons gehad het vanmorgen. Ek wil bid dat die Gees van die Here wat teenwoordig is vanmorgen verder sal ontdeel en sal ontmoet en sal seën. In Jesus naam. Amen. 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 Prys die Here. Halleluja. Is daar iemand wat 'n getuie het vanmorgen tot eer van die Here? Halleluja. Goeiemôre broers en susters. Amen. Dit gaan goed met julle. In die Here se naam. Prys hom, die magtige God en Vader. Ek wil net vinnig 'n getuienis hier aflê. Ek was gister op pad om Piketberg toe. En na my beroerte het ek begin 'n tipe van epileptiese aanvalle kry en nu voel ek dit kom aan en vra die Here
asseblief, en hy sê vir my, aftrek, en ek trek af, en daar sit ek in die pad. Ek het er nog kon dink, en my vrou gebel, en toe steek in die kant, en dit hou omtrent vir so 10 minute in, of langer, toe ek by is. En dan is ek heel moeg daarna, en ek lief God gevra, en ek was op pad na 'n kliënt toe. Hem gevra, Here, ek gaan nou terugry, ek gaan nie na my dochter bel, waar sy ook al is, dat sy toe kan neerkom en dan maar optel. En dan het my te vat so toe nie. En gelukkig was het so 10 kilometer net by die kantoor en ek kon omdraai. En ek het stadig teruggery en ek is veilig by die huis. Maar eindelijk die punt wat ek op wil neerkom, ek en my suster, ons is 'n tweeling. Ons het altijd 2 strijd. En die strijd is met my broer. My oudste broer is 'n jaar ouer as ek. Nou ek en my suster is 'n tweeling. En Junie maand sal het wees dat my pa en my jonger broer 2 jaar weggeneem is van my af. 2 dae uit mekaar. Nou hy het so te sê sy familie afgeskryf en hy is getrouwd met 'n 3de vrou. En sy eie kinders en sy kleinkinders basis afgeskryf het. En nie kontak met hulle gehad het nie. Hy het my nog nooit gebel vandat ek in die hospitaal was tot vandag om te hoor hoe dit gaan het. En elke keer as ek bel en dan moet hy die phone en sê my ma is doof, sy kan nie meer hoor nie. En ek het vir God gevra, luister nie, gee my die leiding en die krag. En hy sê, jy moet jouself vergewe voordat jy ander kan vergewe. En elke aand as ek gaan slaap, voordat ek gaan slaap of my vrou gaan slaap, sy het my Bybel gekoop. Halleluja. Die 33 en 53, die ou ene. Amen. So ek kan nou my Bybel lees. Amen. Maar as ek my so stil is een kant, dan praat God met my. En dan sê hy vir my, ek moet na hierdie woord te gaan. En gister weer het ek 'n 2de keer wat gekry, en so ek het 2 keer dat gekry. En toe, al wat ek altyd gemaak het, as ek s'avonds gaan slaap, ek my vrou voordat, maar sy eers gaan slaap altyd, gaan lees ons 'n stukkie en dan bid ek nou vir ons, amen, en van ons wat hier op teenwoordig is, die siekes en die ouers vandaag, en diegene wat nie elke dag kos het nie, en so bid ek ook nog vir my broer ook, hy moet vergewe word, vir dit wat hy doen, dat vir my ma. Want God sê vir my, dat hy is bezig met 'n speelietjie. En dit is die strijd ook wat ek so het, en ek luister maar wat hy vir my sê. En dan stuur hy vir my boodskapies. Hoor Christelike boodskapies. Hy sal vir my 'n WhatsApp stuur, maar hy sal nie bel nie. Verstaan? Nou as ek my ma bel, moet ek mos nou na sy foon toe bel, maar dan is die verskoning altyd mos, my ma kan nie hoor nie, maar so dat ek elke keer vergewe hom, met die bloed van Jesus oor hulle, wat hulle tot insigte sal kom,
wat ook al aangaan nou, wat ek weet nie. En so kry ek, dit was gewees voordat ek ga het die Kenberg toe. My suster bel my toe. En sy eie dogter het vir hom gebel. En vir hom gesê, jy moet ophou met jou speletjies. Sy eie dogter. Ja. Wat ook al kinders sê. En toe my suster bel, toe praat sy mond verby. Hy sê net. Sy dogter het hom gebel. Sy moet hom nou praat. En nie dan het ek met die suster my laat weet. Sy het my ma gepraat. Sy kon hoor. En sy het vir vergifnis gevra. Vir wat sy doen. En ek voordat my vrou gaan slaap, het ek buiten gaan sit, God het my gepraat, het my gesê wat jy gehoorsaam is. Kyk vir jou woord, het gaan lees. Maar ek kan nie nou lees nie, ek weet nie wat broer wil jy dit vir my kan lees nie, want ek is 'n bietjie het fokus uit. Nee, maar jy kan die mic gebruik. Hy het my 'n woord gegee, ek het afgemerk daar. Nee? Dis net die vers 4. Die vers 4, vers 4 te lees. Ja, dat is vers 4. Dat is 1 Petrus 4. Petrus 4, die hele hoofstuk van Petrus 4, waarop het gebaseer basis is. So prys die Here daarvoor. Dankie dat jy luister het. En hy is die almagtigste ene. En hy is die ene wat sy oor sal oop laat gaan. Vir diegene wat hy wil luister nie. En as jy wil stap, met die Bybel onder die arm, nee, en jy wil, dan Sondag sal jy gestra word. Dis al wat ek vir jy kan sê. Amen. En daai het ook so van toepassing op baie van wat aangaan in ons lewens en in sommige mense lewens en in die wêreld wat aangaan. Amen. Prys die Here daarvoor, dankie dat julle geluister het. En God seën. Amen. Prys die Here. Wat is dit gevoel? Prys die Here. In Petrus 4, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Om die oorgetyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mens te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondene begeerlikheid, dronkenskap, rassery, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderry. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nigter om te kan bid. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvryends mekaar sonder om te murmureer. Naarmate jy ook 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag van God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Christus Jesus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien,
asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyding van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref word hy wel gelaster, maar wat julle betref word hy verheerlik. Want niemand van julle moet ly as 'n moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers begin by ons, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nauwelijks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade. Amen. Prys die Here. Dankie vir hierdie goddelike woord. Prys God. Prys God. Iemand wat 'n getuie het tot eer van die Here, baie welkom by ons dierbare. Mag die Here jou seën. Ek glo die geseënis van die Here in die wonderlike naam van Jesus. Daar's net een wat getrou is. En daar's net een wat jou regtig liefhet. 'n Onvoorwaardelike liefde. Bert, ek wil jou bemoedig volgens. Wees maar net lief vir jou broer en bid jy vir hom. En whatever hy vir jou stuur, wat nie goed is. As jy nie, eintlik moet jy dit glad nie kan. Nee, ek ignoreer maar. Jy moet dit begin ignoreer. Ons almal het mos familie iewers wat maar altyd 'n sêde met jy. Nou ja, ek het ook van hulle, maar al wat ek doen, ek verdra hulle en ek is lief vir hulle en ek bid regtig vir hulle. Nie met 'n haat of iets teen hulle nie, ek bid uit my hart uit. Op 'n dag sal die Here hulle red. Nee broer Johan, op 'n dag sal hy hulle siele red. Jy weet God is getrou. Hy ken alle mense, hy het hulle gemaak. Partykeer moet jy daai wat so is, sit hulle in die sout water. Los hulle maar 'n bietjie. Los hulle daar so. God sal in vry Here werk iemand met hulle. Hy weet hoe om te werk. Ek en jy gaan miskien ander op 'n ander wyse wil werk, maar die Here weet hoe om te werk. En reedheid my kind. Vat jou 'n bietjie geloof wat jy het en beweeg in God se geloof. Amen. Die Here gaan binnekort vir hierdie antideur kom. Ek sê nou die verlede week vir die Here, ek sê Here, alles wat ek hier doen, doen ek vir U. Nie vir mense nie. As ek in die grond werk, werk ek vir die Here. Want daar gaan 'n kerk gebou word. Dan sê ek dankie Here, binnekort staan hier 'n kerk. Kom ons dien die meesters soos Sofia, broer Japie, Mama Sina, Suster Annetjie, broer Willie, twee broer Johanna, Maatjie, Suster Rita, hulle. Hy's al wat getrou is. Nou hom toe kan jy gaan met enigiets van jou. Hy's al wat getrou is. Amen. O ja, ek wil net gou getuig. Ek is ook mos nou op die selfoon, ek het 'n paar mense wat ek so boodskapies voorstuur. Ek het al vir jou gestuur. Nou hoor ek hoe gaan die foon nou binne af, dan sê ek, dan gaan laat weet ek gou vir hulle. Dan sê ek julle Antie gaan nou kerk. Antie gaan later weer praat. Né? Maar Antie gaan nou kerk toe, Antie sal later weer praat. Amen. Sy sê vir my vanmôre, nou weet ek hoekom sy so besig is. Ek sê jy's met 8 mense besig. Ja, ek hou nie daai. 800 plus Net vir besig. hulle. Amen. Ag ek wil vanmôre vra voor die diens begin. As jy miskien iemand is môre my boeta, môre my suster, wat 'n pomp, wat noem jy daai pompe wat jy gif mee pomp? 'n Spuitkan jy. Ja. Kan julle nie eendag gou kom en vir ons net daai eentjies kom doodspuit hier asseblief? Asseblief broer, kom asseblief eendag asseblief so gou as moontlik spuit dit dood en spuit sommer die hele stuk grond wat suster Selma nie nodig het om so aan mekaar, maar daai eentjies is 'n groot Die eintjies is eintlik die probleem. Asseblief my Ons het 'n dierbare. groot stryd. Ek sal baie bly wees. Vanmôre wil ek vir julle sê, hou julle net vas aan Jesus. Hoor mooi my Here te dien is 'n saak. Is 'n aanslag. Die duiwel worry oor die wêreld en die broer Johan. Hy worry oor hy's bekommerd, hy wil ons by hom hê.
Maar hoe nader ons kom aan die wederkoms van die Here Jesus, ek weet nie man, of dit die weggeraping, of die verdrukking, of jou dood is. Wees geworried oor jou eie dood. Dawid sê, ek is bekommerd oor my eie sonde, my eie siel. Is dit waar, ons is so baie keer bekommerd oor ander mense, en dit het my bediening moeilik gemaak. Dit het vir my begin swaar word, om vir die Here te werk. Omdat ek te veel bekommerd was oor mense wat nie die bekommernis werd is. Is dit waar vanmôre? Kom kind van die Here, ons skil by die Here, kom ons wees lief vir Jesus, kom ons dien die Meester, hy alleen is trou. Hy het ons deurgedra tot vanoggend. Wie van julle kan jou hand oplig en sê, ek is deurgedra. Amen, hy het ons deurgedra. Sy liefde is nie beperk aan ons goedheid nie. As dit beperk was tot my goedheid, dan moes ek al lankal uit sy mond gespiegel word het. Is dit waar? Want was daar nie maar tye in my lewe wat ek ook 'n bietjie lou geraak? Ek weet nie, ek is nou nie so heilig soos ander mense nie. Maar hoor mooi vanmôre, was daar nie altyd jy wat jy bietjie lou geraak het, die broer Willie? Weet jy wat sê God se woord? As jy maar liewer ijskoud was, maar nou dat jy lou is, spieg ek jou uit my mond uit. Weet jy, dis die gevaar in die kerk. Ons raak lou. Weet jy wat is 'n groot bewys van jou louheid? Skielik vind jy fout in die kerk. Dan is die pastoor nie right nie, dan is die dienste te kort, of die broer Johan sê vir my verlede week, jou pastoor, of ek weet nie, op 'n groep of op die diens toe sê, ja, ons het oor die 2 uur diens gehou. Is dit nie lekker om die Here te dien? Amen. Is dit nie lekker om nie beperk te wees, die kind van die Here? As die Here lei en ons het oor die 2 ure, prys die Here, as ons 'n halfuur het, al wat moet gebeur, die salwing van die Here moet daar wees. As die salwing nie daar is, die kind van die Here, as ons met 'n organisasie besig, dan is ons besig om mense te behaag. Mag die Here God help, ja, ons is daar om mekaar lief te hê. Maar ek kan nie lewe om jou te behaag nie. Jy kan nie lewe om my te behaag nie, want dan is ons met 'n valse saak besig. Ons moet lewe om Jesus te behaag. Is dit waar, kind van die Here? Want hy is die hartekenner vanmôre. Amen. Ek het al baie foute in my lewe gemaak, man. Ek wil vanmôre vir jou sê, as net een wat die foute gemaak het, en sy naam is Jesus. Maar weet jy, as jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig om jou daai sonde te vergewe. Die mens vergewe jou nie, die mens hou lank vas in daai ding. Maar as jy jou sonde bely het, God is getrou en regverdig om jou daardie sonde te vergewe en nooit weer daaraan te dink. Suster Selma praat baie met my, sy sê vergewe jouself, man. Want weet jy, gereeld gaan ek na toe, want hoor mooi vanmôre, omdat ons getroud is, het ons mekaar al seer gemaak. Sy sal nooit voor God eendag kan sê, ek vra nie vir haar gereeld, ag Bokkie, vergewe my. Sy sê jou, waarvoor moet ek jou nou vergewe? Jy is soveel, jy is klaar. Maar hoor mooi vanmôre, vergewe mekaar, sodat Jesus jou kan vergewe. Amen. Mense gaan nie weg, kind van die Here, en hy gaan met 'n ding in sy hart hier weg. En hoe gaan hy eendag vir die Here Jesus sê, Here, ek moet hemel toe gaan, maar ek kan nie die broer en die suster vergewe, wat eintlik vir my die weg aangewys het nie. Mag die Here ons help, dat ons hand in eie boesem sal steek. Vra Here, wat doen ek vir u? As jy vanmôre gaan stil sit, en met jouself deursoek, en jy moet sê, Here, wat het ek hierdie week gedoen vir u? Ek het gebid, dis goed. Ek het my Bybel gelees, dis goed. Ek het kruiskyk gekyk, dis goed. Maar wat ekstra het jy gedoen? Watter offer het jy gebring aan die groot offer wat hy vir jou gebring het? Daar is een ding, kind van Here, en ek sal tot die Here Jesus met die dag kom haal, sal ek daaroor praat. Weet jy, hy sê, maak vir jou skat in die hemel by mekaar, waar die rot en die musiek kan vir. Weet jy wat is 'n skat? Is 'n siel vir die Here. Mag hierdie brandend raak in ons binneste, dat ons sal sê, Here, I will employ every effort om 'n siel na die Here toe te bring. Amen. Is daar nog iemand wat getuig vanmôre? Prys die Here. Anders gee ek vir broer Willie oor. Nog iemand wat wil getuig? Prys die Here. Iemand wat vanmôre wil sê, dankie Here. Dankie Jesus. Here, my probleme het ek vir u gegee.
Maar as jy dit gedoen het, dan wil ek 'n smile op jou gesig sien. Amen. Broer Johan, het jy hoe probleme vir die Here gegee? Amen. Kom ons gee die Here 'n smile vanmôre en sê Here, ons vertrou vir U. Amen. Prys Here, broer Willem, net soos die Here jou lei. Prys God. Halleluja. Ons is dankbaar vir die Here dat broer Willem ons die woord gaan bring vanmôre. Dis daarom so wonderlik hoe die mens geskaap is. En hoe die mens elkeen op sy unieke manier oor goed dink. Ja. Oor goed bedink, ja. Ek luister na wat Pastor Johan sê, ons het meer as 2 uur kerk gehad. Ek weet, het is lekker dat iemand rekord doet. Iemand moet rekord doen. Ons allemaal was nog niet rekord, maar het is goed dat iemand rekord doet. Dat is hoe uniek die mens geskapen is. Kom ons bid saam vanoggend en ons vra die Here vir die Gees van God om ons te lei deur die woord. Driemaal heilige God, Here, ons eer U vanoggend. En ons erken vanmôre dat U ons God is, Here, en dat daar niemand soos U is nie. Yes, Lord. Ons wil vanmôre vir U baie dankie sê dat U goed is vir ons, Here. Dat die genade van die Here vir ons genoeg is. En bid dat U ons samensien vanmôre sal seën, o Gees van God. Here, ons het U nodig vanmôre, sonder U kan ons niks doen nie, Here. Daarom bid ek dat die Gees vanmôre sal beweeg, Here, dat die Gees ons sal lei in die naam van Jesus, Here, die woord seën en salf op vanmôre my lippe, Here, om die woord op te kan breek in die naam van Jesus, Here, alles tot verheerliking van die grote naam, en dat die naam van die Here alleen geëer en opgelig mag word, in Jesus naam. Amen. Amen. Jy hoef nog nie die Bybels op te maak, maar as jy so voel, is het fijn. Jy kan net luister. As 'n bekende gedeelte. Handelinge 2. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En toe die geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dag spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle jongelinge sal gesigte sien. En julle ou mense sal drome droom. En ook om my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dag van my gees uitstort. En hulle sal profeteer. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Tot sover. My tema kom vanoggend met 'n vraagteken. Waar is die krag van die kerk? Waar is die krag van die kerk? Nou die Bybel sê dat toe hulle eendragtig by mekaar was, het die krag van God neergedaal. Was die heerlikheid van God daar? Toe hulle eendragtig saamgestem het, toe hulle eendragtig saamgekom het, om die naam van die Here groot te maak, om die naam van die Here te soek, om sy goddelikheid te soek, om sy nabyheid te soek, toe hulle eendragtig by mekaar was. En ek wil jou vanmôre sê dat eendragtigheid bring God se hand in beweging.
Eendrachtigheid, sê die gesegde, of ja, dat eendrachtigheid gee mag of gee krag. Maar God se hand kom in beweging as daar 'n eenheid is. As almal saam stem, as almal saam werk, as almal saam die waarheid in die drif trek, kom God se hand in beweging. As almal saam glo, onvoorwaardelik, kom God se hand in beweging. As van almal eendrachtig besluit het, Here, kom wat wil, ons gaan staan. Kom wat wil, Here, ons het 'n besluit geneem. Ons gaan nie langer terugkyk nie. Ons gaan nie langer terugkyk nie, Here, maar ons het besluit om ons hand aan die ploeg te slaan. Dis van almal eendrachtig besluit, Here, nie langer nie. Gaan ons maar net doodgewone Christene, doodgewone kinders van die Here wees nie. As jy vanoggend bietjie terugkyk en vir jouself afvra, toe ek begin het as 'n kind van God, het ek geïmprove tot waar ek vandag is? Het ek gestagneer? Of was daar geen groei nie? Ek vraag vanoggend, waar is die krag van God? Of waar is die krag van die kerk? Die kerk is ek en u, ons is die kerk. Waar is die krag van die Here wat in ek en u moet wees? Die Bybel sê, toe hulle almal eendrachtig by mekaar was, het die Gees van God neergedaal, en die Heilige Gees het op elkeen van hulle gekom, en hulle het begin spreek in vreemde tale. Ek en u is gedoop met die Heilige Gees. Ons spreek vreemde tale, maar die krag ontbreek. Die krag ontbreek. En u moet vanoggend self ondersoek doen. Waar lê die fout? Waar lê die fout dat daar nie krag is nie? Ek wil vir u vra, wanneer laas het jy God se krag ervaar in jou lewe? Wanneer laas het jy werklik die noue kononia, hulle praat van kononia, verbintenis of sy teenwoordigheid ervaar in jou lewe? Wanneer laas het jy tyd gemaak om in hy noue verhouding met hom te kan staan, om die krag van God te kan ervaar? Weet jy dat die krag van die Here is vir elkeen wat wil? As jy net vir sekere mense van kinders van die Here nie, maar as vir elkeen wat wil. En jy kan nie sonder die krag van God beweeg nie. Kan van God, jy kan nie sonder die krag van God beweeg nie. Jy het die krag van God nodig. Nou vraag jou vanoggend, hoekom soek jy nie na die krag van God nie? God gee vir jou alles. Jy moet net besluit, Here, ek is bereid om die krag te kan vat. Maar, daar is 'n werk wat jy moet doen om die krag van God deuragter te kan word. Jy moet tyd maak. Amen. Jy moet tyd maak. En jy moet tyd maak. En jy moet tyd maak. As dieselfde soos wat jy in 'n werk staan. Jy kan nie na einde van die dag verwag om 'n loon of 'n salaris te ontvang as jy nie regtig ingesit het in jou werk of gaan jy eens gewerk het nie. Nou so werk het in die Here ook, in die God. Jy moet insit om iets uit te kan kry. Amen. Jy moet insit om iets uit te kan kry. Die gawes van die Heilige Gees is vir elkeen wat wil. Die gawes van die Heilige Gees is vir elkeen wat wil. Waar is die krag van die kerk? Dis die waarheid. Het die kerk uit jou kragteloos geword? Daar geen krag is nie. Weet jy wat gebeur? Baie keer raak ons agter goed predikers aan. Hoekom? Al wat hy man net gemaak het, hy het maar net tyd gespandeer by die
voete van die Here. Nou vra ek u vanoggend, wat bekeer u? U is gedoop met die Heilige Gees, u is gedoop met die water. Waar is u krag dan vanoggend? Dat ons na u toe kan hardloop en na u toe kan stroom. Die krag ontbreek aan ons lewens. God se krag ontbreek. En dis hoekom mense hardloop agter die predikers aan. Waar is die krag van die kerk? Die wêreld met al sy begeerlikhede het baie belangrike raad vir die kinders van die Here. En daarom gee ons so min tyd, so min as moontlik tyd. En ons spandeer so min as moontlik met die koning van die konings. Ons gee God die minste tyd. En daarom staan ons skuldig. Nou as ek nie dan so min tyd vir hom gee, dan moet die krag ons ontbreek. Dan sal die krag ontbreek, want daar is nie krag nie. En as 'n kind van God dan nie krag het nie, dan is hy kragteloos. Ek wil vir jou sê, dan kan jy niks eintlik doen vir die Here nie. Dit is kragteloos. Dit is kragteloos. Sy moet die krag hê, as jy die krag het, dan het jy die salwing. En die Bybel sê dat die salwing verbreek alles. Kom, halleluja. Prys die naam, amper sê, kom aan. Prys die naam van die Here. Glory to God. Die krag is wat ek en u nodig het in ons lewens. Kan jy vir jou dink, as ek en u die krag van die Here in ons lewens het? Is dit mooi? Dan gaan die pette klein raak. Van almal het gehoor, daar by die kerk, daar oor kan die sloot, daar tussen die bome, daar is God se krag. En mense gaan stroom. En hy nuwe kerk sal moet vandag kom. Want die kerk is te klein, die mense sit tot in amper byna in die pad. Dis wanneer God se krag vaar word en sigbaar is binne die kerk. Ek en nie is die oorsaak dat die krag van God nie is nie. Ek en nie is die kerk. As ons kom kragteloos word, waar is die krag? Is weg. Die mens is so gemaak dat hy is nuuskierig. En mense kom uit die skierigheid agter die krag van die gebeur God. Mense word gesond gemaak. Dooies staan op. Kriepeles loop. Dowes hoor. Stommes praat. Waar is die krag van die kerk? Ek en u is nie anders as Petrus en al die ander disippels nie. Maar hulle het 'n besluit geneem. Is waar. Hulle het 'n besluit geneem dat hulle gaan die wêreld prys gee. En hulle volg Jesus. En hy alleen. En vandag se lewe is dit vir ons moeilik om net die Here te volg. Jy moet jou werk prys gee. Maar sê die skrif, op die tyd uit. Ons moet die tyd uitkoop. Ons moet die tyd uitkoop. En kom ek sê vir jy gaan vir jy help. Dit is bitter moeilik in vandag se lewe om tyd uit te koop. Maar dit is moeilik om tyd uit te koop. Jy moet jou mind opmaak. Jy moet jou mind opmaak. Die mens het so sterk wil as hy sy mind opmaak. Jy moet jou mind opmaak en jy stel jou horlosie 3 uur in die môre. Gaan hy horlosie af as hy klaar met slaap. Punt. Dan moet jy onderhandelbaar wees wanneer jy jou mind opgemaak. Dan koop jy die tyd uit. En jy begin het doen die eerste werke.
Begin ek doen die eerste werke. Jy moet vanoggend mooi luister. Ek het baie keer dat ek hier gesit, daar gesit. As die pastoor gepreek het, dan luister ek mooi. Hy gaan pas ek al toe naar buiten. Dan sien ek na die tyd met die goed werk nogal. Wat die pastoor gesê het. En ek ervaar, ek is besig om geestelik te groei. So dit is wat ek vir u wil sê. Wat vanoggend hier van vooraf van u gesê word, gaan en gaan pas het toe. Begin weer die eerste werke doen. Die dag toe jy tot bekering gekom het, alles wat jy gedoen het, wat jy nou nie meer doen nie, gaan terug en doen weer die eerste werke. Sodat die groei kan terugkom, sodat die krag sigbaar kan word aan jou en my lewe. Waar is die krag van die kerk? As het so kragteloos kan word, dan wonder ons ook, maar wat gaat dan aan? Hy kan niks werk nie. Maar ons het nog niet so gekyk. Ons kyk al niet so. Ja, sê waar. Ons soek om haar. Hy is nie. Hy is by jou. Ons is hier, die help nie kyk, maar nie begin. Ons moet nie begin. Pastoor sê altyd so ding aan mekaar. Hy sê, as jy niks doen nie, kyk jy moet jy voet te maak nie. Maar dan soek jy voet altyd, jy sien voet altyd by ander. Maar kom staan jy ook 'n bietjie en doen iets, dan sien jy, die maak ook voet. Die krag van God moet terugkom by ek en. Weet jy wat gebeur? Dan breek ek tyd in my lewe aan. En ek raak bewus dat die krag van God is weg. En ek kan nie verstaan nie. Waar is die salwing? Is missing. En ek gaan vir 3 dae vas in 'n gebed. Ek soek 'n antwoord by die Here. Waar is die krag? Ek soek naastelik daarna. My siel begeer daarna wat ek ken dit. Maar dit is missing. Weet jy nou op die 3de dag, die laaste dag van die vas, gee die Here vir my die skrif, as dit 1 Johannes, wat sê dat dieselfde salwing wat julle van my ontvang het, is binne in jou. Weet jy, wat het aan my gedoen? Ek het gedoen, dit is weg, maar dit is binne jou opgesluit. So wat moet ek maak? Ek moet teruggaan na die eerste werke toe, sodat die krag ontsluit kan word, wat binne in jou is. Sodat God se kerk nie kragteloos kan wees nie. Sodat God se kerk 'n brandende kerk kan wees. As die krag van God terugkom in ons. Ek kan nie is verantwoordelik vir die krag van God binne die kerk. En ek wil vir julle sê, wanneer die krag van God sigbaar en werk in 'n kerk, gaan dit mense trek. Ons het nodig om tyd uit te koop. Ons het nodig om tyd uit te koop. Ek kan vir u dit garantie. As jy van vandag af gaan, dit gaan moeilik wees, maar dit is moontlik. Alles is moontlik vir hulle wat wil. Ek kan nie garantie, as u vandag begin, en u begin om die eerste werke tree vir tree te begin doen. Byvoorbeeld, as jy die gewoonte gehad het om Vrydae te bid, gaan terug en begin dit weer doen. As jy in die middag gewoonte gehad het om te bid, gaan terug en doen dit weer. As jy die gewoonte gehad het om op sak en as te gaan lê, begin dit weer doen. As jy 'n gewoonte gehad het om elke dag, of 1 keer in die week, of 2 keer in die maand, of 5 keer in die maand te vas, gaan terug, doen die eerste werke. En ek wil vir jy sê, jy sal dit self ervaar.
Dat daar is 'n roering in jou binneste. Dat God is besig met jou. Dat die Here is besig om homself aan jou kragtadig te openbaar. We need to seek His face. Ons het nodig, kinders van God, ons het nodig om sy aangesig te soek. Ons het nodig om naby die Here te lewe. Ons het nodig om met hom gemeenskap te hê, sodat die krag van God kan terugkom in sy huis. Die krag van die Here moet terugkom in die huis van God. Dis u en my werk om in onsself te kyk en skouer aan die wiel te sit. Ja, is waar. Ek en u kan nie tevrede wees nie. Ons kan nie tevrede wees nie. Die Bybel sê, hy sê, gaan maak disippels van alle nasies. Ons het 'n taak. Ons het 'n taak. Die krag van God moet terugkom. En nou sê hy, as die krag van God dan terugkom, is 'n belofte, hy sê, in die laaste dae sal ek van my gees uitstort, selfs op my diensknegte en op my diensmaagde. Ek kan nie uitgesluit nie, om van sy gees in sy laaste dae, in die laaste dae, oor ons uit te stort. Kan jy weer indink hoe God ons wil empower met die Heilige Gees gawes, maar hy kan nie moet beskikbaar wees. Ons moet bereid wees. As 'n koortjie wat sê, kan die Here jou vertrou met sy Heilige Gees? Ek en jy moet gaan boeke opmaak en vir onsself afvra, wat is vir ons die belangrikste in die lewe? As dit eers ons eie belange en dan die Here tweede, of hoe werk het? Maar ons het nodig om introspeksie te doen van onsself. Waar staan ons met die Here? Hoeveel is ons bereid om te gee van onsself? Want ek wil vir julle sê, ons lewe in 'n tyd waar daar so baie dinge in hierdie wêreld gebeur en aangaan, dat God ook maar, of die evangelie ook maar, ding gewees het, iets geword het, wat ons net weet van. Ons weet net daarvan. Maar die kerk van die Here het nodig, dat daar weer 'n beroering moet kom. Die kerk van die Here het nodig, dat daar weer 'n beroering moet kom. Die koortjie sê, wie bring die stad in beroering? Yes. Dat is Jesus, die Seun van God. Nou ek en u het nodig om 'n beroering te bring in hierdie dorp, sodat mense weer 'n begeerte sal hê om na die Here toe te hardloop. Dat mense weer 'n begeerte sal hê om in sy heerlikheid en in sy teenwoordigheid en om kind van God te wil wees. Ek kan nie 'n verantwoordelikheid dat die krag van God terugkom in ons eie lewens. En ek het hier net nodig om ons knieë te gaan, sy aangesig te soek. Here lei my, Here lei my, Here lei my. Nie my wil nie, Here, maar u wil. Here, help my dat ek hierdie wil wat so sterk is, laat ek hom ondergeskik plaas aan die Heilige Gees van die Here. En weet jy wanneer jy die stap neem? Weet jy hoe sterk is 'n mens wil? Hey, baie sterk. Maar wanneer jy bereid is en jou mind opgemaak en jy het 'n besluit geneem en jy het gesê dat die Heilige Gees gaan in beheer kom nou van my lewe, elke tree wat ek gee. Weet jy, ek doen niks sonder dat ek die Here iets vra nie. Eenvoudig. Ja. Eenvoudig. Ek sê byvoorbeeld, wat ek die rugbyspan afraas, ek Here,
Help vir my met die spankeuses. Eenvoudig. Here, help vir my met die spankeuses. Want ek sukkel. Ek sê vir jou, die Here kom vir jou. As waar jy met reg praat, is die waarheid. Die Here kom vir jou deur. Die waarheid. Ken hom in al jou weë, sodat jou paaie vir jou geluk gemaak kan word. Moet hom nie ken dit in sekere weë wat jy kan hanteer nie. Maar ken hom in al jou weë, sodat hy jou paaie vir jou geluk kan maak. En hy gee aan jou erkenning. Hy kom vir jou deur. Hy kom deur jou. Nou voordat jy hom gevra het, omdat jy die gevoel het om hom te vra, kom jy iets vir jou deur, dan wil jy nog wil vra. Halleluja. Dat is hoe goed werk. Want hy sien jou hart, hy ken jou hart. Hy sien dat jy maak tyd. Hy sien en hy ken jou, want hy is die vermeerder van die mens. Ja, amen. Kom my broers, kom my susters. Is het nodig dat God se krag in elkeen van ons aanwesig en sigbaar moet wees. En waar begin ons? Ons moet teruggaan en ons begin weer die eerste werke doen wat ons gedoen het, toe ons by die Here uit te kom. Sodat God jou kan optel. En as die Here die individu optel, dan groei die kerk. Dan lig jy outomaties die kerk. En dan gaan pastoor sy aan 'n volheid. Dan gaan pastoor sy aan 'n volheid. Prys die naam van die Here. Maar die krag van die Here moet daar kom. Amen. Die waarheid. Ek wil vanmôre vir die Here Jesus Christus baie dankie sê vir die kosbare woord. Ek weet nie van jou nie, maar ek trek hierdie skoen aan. Ja. Ek trek hierdie skoen aan. Waar staan my lewe met die Here Jesus Christus? Koop ek die tyd uit en die dag gaan boos raak. So, wil ek dankie vir hierdie woord. Die Gees van die Here het my aangedra vanmôre. Dat ek die krag sal terugkry. Weet jy, vanmôre stuur iemand vir my boodskap. Hy sê vir my pastoor, baie dankie vir die boodskappe wat jy stuur in die oggend. Jy dink so min van jouself. Jy sê maar, weet jy wat, jou kerk is nie net 200 of die hoeveelheid in jou kerkie. Jy sê, ek weet nie hoeveel mense stuur jy nie, maar die mense stuur weer uit. So jy bedien elke oggend 2000 plus mense. Weet jy, hy sê pastoor, is dit nie miskien die stene wat die Here vir jou gewys het om? Ek sê nee my broer. Daai is maar 'n tikkie. Daai is maar die beginning. Maar gaan mooi vanmôre. As jy nie saad in die grond gooi nie, kan niks opkom. Daai wat ek elke oggend 'n ou stukkie doen, man, dis vir my uit my hart uit. Ek gee nie om wat mense sê daarvan nie. Dis uit my hart uit, want ek doen dit vir hierdie koning wat vir my alles gedoen het. Is dit waar vanmôre? Maar dis maar 'n ou stukkie kind van die Here. Hoor mooi vanmôre. Dit gaan my nie hemel toe vat nie. Hoor mooi vanmôre. Ons moet nie valslik verlei word om te dink dit wat ek vir die Here doen, gaan my hemel toe vat nie. My verhouding met die Here. Here, waar is die ek broer, wil nie dit wat jy preek, praat ek die hele week met die Here oor. Weet jy, ek weet jy in jou duiwel sê vir my, maar jy het oud geraak, jy het nie meer die krag wat jy. Nee man, krag kan nie, ouderdom kan nie krag van God wegvat nie. Is dit waar? Dis my verhouding met die Here wat maak dat die krag van die Here nie meer werk nie. Dis omdat jy nie eendragtigheid in die kerk is nie. Amen. Dat ons weer eendragtig sal word. Weet jy, kind van die Here, die duiwel soek net 'n manier om in te kom, om tweedrag te saai. Is dit waar vanmôre? So ons moet bid vir mekaar, ons moet eendragtig in die Here staan. Hoor mooi vanmôre, as jy dink ek is 'n swak prediker, is omdat jy te min bid vir my. Ek kan net so sterk wees soos hulle wat my hande omhoog hou. Moses het kom moeg raak, maar hy het vir Aaron gehad, né? Is Aaron wat sy hande omhoog gehou het. Jy is nie hier nie, ons is nie hier om mekaar af te breek nie, kind van die Here. Die woord vanmôre kom vir ons almal, maar hy kom eers vir my. Ek weet nie of hy voel of hy vir jou gekom het.
Ek wil vanmôre vir jou sê, mag God help dat ons weer sal gaan boeke opneem en sê, Here, ek sê weer, ek kyk kruis, ek kyk die Lazarus, ek kyk het baie geestelike vlieks en dit doen my gees baie goed. Maar dis nog die tyd wat ek aan God spandeer nie. Dis nog die tyd wat ek my verneder onder die kragtige hand van, o pastoor, maar jy moet dan verstaan, as jy op sak en as lê, jy gaan nie kan opkom nie. Maar dan is dit 'n groter offer wat ek moet bring. Is dit waar, kind van die Here? Kom ons gee offer vir die Here. Jesus het sy lewe vir my en vir jou gegee. Is jy dan tevrede met jou geestelike lewe? Suster Annetjie, is jy tevrede? Broer Willie, is jy tevrede? Bertie, is jy tevrede? Broer Johannes, jy tevrede met jou geestelike lewe? Soos dit is. Ons almal wat vanmôre hier sit, as ons opreg is met ons hart, in ons hart, weet jy wat sê God se woord? Is die klein jakkalsies wat die wingerde verwoes. Is dit waar vanmôre? Die duiwel kom steel jou tyd. Hy sal jou besig hou die heel dag. Ek moet so waak wat hy nie my te besig hou met die boodskapies wat ek terugkry nie. Want ek moet almal antwoord. Maar dit kan my tyd steel, my kosbare tyd wat ek voor die Here God kan lê. 'n Moegheid wat oor ons kom. Man, moegheid is uit die put van die hel. Baie mense is so moeg, hy kan nooit in sy lewe werk nie. Ander mense is te moeg om God te soek. Terwyl Jesus nooit te moeg geraak vir my en vir jou nie. Amen. Mag die Here ons vanmôre help dat ons hand in eie boesem sal steek. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie eensgesind is in hierdie kerk nie, kry jou hart reg. Amen. Want God wil werk, maar hy kan nie werk nie, want twee gesindheid bring split in 'n kerk. Amen. Prys die Here. Die Here is besig. Ek wil vanmôre sê die Here is besig om skeiding te maak. Die Here teen Tannie Elma Groenewald, die Godse Godvrou wat daar was, die grootste profetes wat daar was, gesê ja, die Here gaan byvoeg by julle, maar die Here gaan tydig en ontydig in uitsig. En dan moet ons tevrede wees. Ek moet daarmee vrede maak. Amen. Mag die Here ons help. Kom ons bid vir mekaar. Maar kom ons bid vir onsself. Dat ons nie verwerplik sal wees. Dat ons nie 'n skyn van godsaligheid het nie. Maar die krag, dit mis, is dit waar? Ek stuur die week 'n preekie uit van pastoor Kelvin. Hulle teendienste en Godvrou sê, "Jo pastoor, ek het nie geweet daar's ander kerke wat ook oordans." Ek sê as die gees van die Here daar is. Ja, dan maak ons 'n jive. Ja. Ou David jive uit sy klere uit. Ja, ek sien. Hier is my broer. Ek is eerlik nie. Mag die Here help dat ek hand in my eie boesem steek. Dat ek vandag sê, Here, hierdie woord was vanmôre vir my. It's not my father, not my mother, but it's me, O Lord, in need of prayer. Hoor mooi vanmôre, God se woord sê, nou is die weg. Baie gaan probeer, maar min sal. Kom ons wees een van die min, en kom ons vat mense saam met ons man. Maak vir jou skat in die hemel by mekaar. Al skat wat daar is die grootste skat is 'n siel. Want Jesus het gekom sodat siele gered kan word. Is dit waar vanmôre? Waarvan ek die belangrikste was. Ek sal nooit vergeet wat daai pastoor en sy vrou het 2 jaar vir ons gebid. Dienste gehou, dan hoor ek op bid hulle vir Selma en vir Johan. As sit ek net met klankharde. Wat het jy ekstra gedoen vir iemand wat op jou pad gekom het, om hom by die Here God uit te kry? Mag die Here ons help, dat as ons skrik, dat ons sal wakker skrik. Dat dit sal begin by my. Here, hoeveel salwing dra ek? Ek weet nie van jou of jy al gemisluk het nie. Ek het al baie geval. Hierdie week terwyl ek vir Suster Selma help in die tuin. En hier kom ry iemand verby en hy sê weer vir my, ja, maar verkoop nou die stuk grond, want kyk hoe hard werk julle. Toe verloor ek dit heeltemal. Ek sê vir hom, kyk gou mooi man. Ek het ons nou al vir jou seker 120 maal gesê. Hierdie is God se grond. Amen.
Maar weet jy wat? Skielik slaat die duiwel my voete onder my uit. En ek raak kwaad. Ek moes nie kwaad geraak. Ek moes in liefde vir hom gesê, my boetie, het jy 2 oortjies? Hoor mooi. As al 28 jaar hoor mooi. Die is God se God. Weet jy wat maak my opgewonde? As hulle die dag nie gaan begin bou, dan gaan ek hom roep. En sê, kykie my bra, wat sê jy nou my broer? Maar as ek kan, kykie so bou ons, prys die Here. Mag die Here ons help, dat ons hand in eie boesem sal steek. Die woord wat die broer vanoggend vir ons gebring het, en broer Willie se woord, loop so hand in hand met mekaar. Stel self ondersoek in, en kyk hoe lyk jou saak met die Here. Kan ek so 'n getuie bring? Asseblief suster Annelie, terwyl suster Selma die nagmaal wegmaak, en ek skies ook net onthou tog goeie Vrydagoggend, gewone tyd, 10:30 het ons diens, Sondagoggend, Hemelvaart, diens, prys die Here, dis die 20ste, né? Op daai Sondagoggend. Die Here, dit is net ongelooflik. Ek wou dit al laasweek gebring het en toe staan baie getuie en ek wou die week voor dit gebring het en intussen raak die getuie groter, so dis dan vandag gebeur. So, en ek kom terug na wat broer Willie gesê het, koop die tyd uit. Ja, man. So, ek het so 'n paar weke terug, eintlik meer as 2 maande terug, het ek besluit maar ek moet van my routines verander. Ek moet meer tyd maak vir die Here. En skielik het ek nie iemand wat my mee kan help nie. Jessica gaan weg, ek begin iemand anders gebruik, John gaan weg, en my werk word baie. En ek wil so graag al die werk doen, maar omdat ek alleen werk, jy kan net soveel. En ek het hierdie ongelooflike goed wat oor my pad kom, maar die tyd is te min. En dan is dit ons maar weer nou, wat val jy nou terug? Gaan jy nou weer jou tyd opgebruik of gaan jy nou nie jou tyd opgebruik nie? En ek bid seker so 3 weke terug, sê ek, Here, ek moet al hierdie goed hierdie week doen. Maar ek hou by my ekstra tyd wat ek vir die Here gegee. Ek sê, Here, as ek na die ure kyk, daar's geen manier dat ek dit gaan kry nie, maar ek wil nie vir my help. Ons vra so maklik vir geld of vir iets. Maar ek vra vir tyd. Tyd is seker die mees genadeloosste ding wat daar is op hierdie aarde, want as hy verby is, is hy verby. En ek kan vandag nog nie sê, hoe het die Here gewerk? Want teen die donderdag aand is al die werk gedoen. En ek beloof julle, al het ek hulp gehad, kon ek nie gesien het hoe ek dit gaan doen. So, as jy jou tyd uitkoop met die Here, gee hy vir jou die tyd. Hy gee nog tyd, dat die tyd so Hy gee tyd, hy gee die tyd. Laasweek weer sit ek in 'n situasie, ek het so 'n 12 maande kontrak met 'n maatskappy en daar's goed wat ek moet klaarmaak, maar is goed wat baie, dis sleepwerk, so dit vat baie. En ek bid laasweek maandagoggend en ek sê, Here, kan jy nie net vir my iewers net hierdie grasie tyd gee, dat hierdie vrou my nie vra daarvoor nie. Sy kan my enige dag, daar's nie 'n due date nie, maar sy kan my enige dag vra. Ek sê, as ek dit tot volgende week Vrydag kan hê, sal dit so nice wees. Maar dis 'n gesprek, dis nie 'n gebed daai nie. Ja, ek praat met die Here. En ek bel die ou met wie ek werk in die maatskappy en hy sê vir my, kan jy so leef until the 12th? Prys die Here, halleluja. Die Here is net goed. So, dit is nie moeite werd om die tyd te koop, want hy maak dit deur vir jou. Amen, prys die Here. Ons het vir die Here aangeklaag. Dit is die waarheid wat suster Annetjie sê. Dit werk dieselfde met jou tiende. Dit presies dieselfde patroon. Jy dink jy gee terwyl jy nie het nie. Maar die Here gee vir jou so dubbel en dwars. Amen, prys die Here. Ja, Jesus is ons Vader, die Godheid is ons Vader. Ander pastoor Pieter het gesê, jou gebed verander. En ek het begin Engels bid saam met die Here vir die bou van die kerk se geld. Maar ek praat met hom soos met my, asof hy, onthou hy is my Vader. Jy het mos nie meer 'n pa en 'n ma nie. Met wie moet jy dan nou praat? Koning Dawid sê,
My vader en my moeder het my verlaat. Hy het my aangeneem. Ek praat met hom oor goed wat my pla. Hy sort dit regtig uit. Dan sê ek vir hom, ek sê Jesus nou, ek sê gisterand op as van 'n berg, ek het hulle geluk gewens met hulle huweliksuitdenking 60 jaar getroud. Ek sê nou pastoor, lyk my ek gaan nog 'n bietjie moet wag. Ek wag nou al oor 'n jaar. Hy sê ja, jy gaan nog 'n bietjie moet wag tot die Here vir jou deurgekom het. So weet jy wat? God se tyd is nie jou tyd nie, is nie my tyd nie. Okay, ons gaan nou die heilige nagmaal. My kinders, Jesus het 'n groot prys betaal aan die kruis. Daarom bring sy wonde wat genesing en sy bloed bring vir ja. Kom bid agter my aan, sê Vader, ek kom in die wonderlike naam van Jesus Christus. Vergewe my vanmôre, Here. Ek vergewe ander mense. Skep vir my 'n rein hart, o God. Sit in my binneste 'n vaste gees. Ons my met hierop dat ek rein kan word. En Jesus, as ek nou u heilige nagmaal gebruik, dan sê ek dankie. As ek hierdie broodjie eet, u woord sê, as jy nie my vlees eet en my bloed drink nie, het jy niks aan my nie. Vader en Jesus, dankie Jesus, as ons die broodjie eet, dan vat ons die genesing. En die druiwesap is die bloed, hy sê die bloed voor. Dankie Here, u bloed maak ons gesond en rein. Kom ons hou die broodjie en ons eet ons saam met ons. Wat die druiwesap en ons drink het saam. My broeder. Vader, Here baie dankie Here deur die wonde aan die kruis so. Maak ons genees kom. Dankie Here. Elke siekte, elke kwaal Here. Het u voor gesterwe Here, is daar wondig aangedoen sodat daar genesing vir ons kan wees. En ons kruisie tot onderkant. Die wonde aan die kruis sou daar genesing word. Genesing aan die bloed van Jesus. Genesing in die bloed van Jesus. Genesing in die bloed van Jesus. O was my witte dan die sneeuw. Daar's oorwinning in die bloed van Jesus. Daar's oorwinning in die bloed van my Jesus. Daar's oorwinning in die bloed van Jesus. My witte dan die sneeuw. Dankie onze Vader, deur die bloed het daar ons verzoening gekom. Ek wil vanmôre iets sê uit my hart uit. Dit lyk miskien so baie dae is lief vir julle nie. Maar weet ek is baie lief vir elkeen van julle. Kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons dra mekaar se las. Ons almal is verskillend. Ek sou dan 'n saai wêreld gewees het as almal dieselfde gewees het. Almal het pink oë gehad. Almal het groen oë gehad. Ons is almal verskil. Kom ons lewe in ons verskil met mekaar. Ons bid vir mekaar en ons wees lief vir mekaar. En nou gaan ons kollekte opneem en 'n miljoen rand in elkeen se sak. Amen. Here seën elkeen wat gee, Here.
Ja. Dat hulle sal gee uit die laagheid in Jesus. Vader, in die naam van Jesus, Here, wat 'n wonderlike voorreg was dit gewees om in die huis van die Here te wees, Here. Ja, Dit Jesus. is altyd lekker om hier te wees, want mens stap nooit dieselfde uit nie. Ja, Dankie dat die Gees tasbaar was. Dankie dat U van sitplek tot sitplek gegaan het, Ja, dat elkeen van Jesus. ons aangeraak het. Here, die nuwe week wat voor lê kom, weet ek, U gaan ons vooruit. En enige iets wat ons pad kom, Here, U is met ons. U sal nooit iets op ons pad bring waar U nie by is, Here. Bid ook vir elkeen wat siek is, bid vir pastoor en Suster Selma, Here. Ja, Die Jesus. aanvalle is veld teen hulle, maar ons weet, Here, dat U met hulle is, Here. Ja, En dankie, waar elkeen Jesus. van ons was nou terug na huis, Ja, dat ons onder Jesus. druk sal beweeg. Dankie, Dankie Jesus. vir alles, Here, dat ons weer ons eerste liefde sal opneem. Yes, Dat ons weer Lord. tyd sal uitkoop, Here, want dis die belangrikste. Ja, Soos Jesus. Annetjie nou getuig het, Here, dit is die waarheid. Ek kan getuig daarvan. Here, dankie daarvoor, want U is en sal altyd die eerste plek in ons moet wees. Ja, U sal Jesus. altyd in ons midde wees, Here. Nou, maak nie saak wat nie. Dankie vir alles in Jesus naam. Amen. Mag die liefde van die Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van God ons Vader met ons wees en by ons bly. Almal wat die Here verwag op die wolke sê saam met my. Amen. Die Here seën vir julle. Gaan in die vrede van die Here. Amen. Wat 'n goddelike diens. Amen. Dankie broer Willie. Moet jy weer vasgemaak net. Die derde weer. Robertie, hierdie ding sê nê, mens moet gaan hy overheat. Hy sê overheat, ons moet na die settings toe gaan vir die overheat settings om dit in te stel. Het jy die DVD's gekry? Op jou stoel? Ek het deur was oop, ek het gekry. Broer Moses, welkom. Ai, brother man. As jy so kwaad. Ja. Jy so kwaad. Nee, ek bietjie moeg. Ons het iemand Hy vra hoekom ek so kwaad. Hy sê daarso, ek kan nie lees nou dof. Maar daar so staan hy moet nou die proses toe gaan waar die settings is wat om die livestreaming beter te laat kyk. Jy daar uitdruk. Ja, dat ook. Sê yes. En so moet pastoor net sê. Ja, ek gaan nou self laat. Net sê goedjies insien.